Nou ja, goeiedag my mense, ek is baie jammer dat hierdie YouTube video so lank gevat om weer uit te kom. Ek dink die vorige een het 10 dae terug uitgekom. Verskriklik jammer oor. Nou ek hoop julle almal het 'n geseënde Kersfees gehad en ek hoop julle holidays en alles was super lekker. As dit nie was nie, hopelik maak hierdie video julle dag 'n bietjie beter. Maar ja, without further ado, laat ons begin. Skus meneer, sit asseblief aan die musiek. Want oor 'n uur sit ek alweer met dronk verdriet. Want daar sê mis in my kop en my kop rot in 'n ander taal. Soms vergeet ek nog jy kom hier uit my sy. En soms vergeet ek nog maar dit weet jy van my. Ek het getrap in pyn en liefde. My voete het nog steeds weg. Alright, nou iets erge plan. Hierdie is die Badland Blackcurrant pre-workout deur Nutritech. Sponsor my net asseblief, ek vra mooi. Nou anyway, hierdie pre-workout gaan ek nou vat. Die gyms is toe. Ongelukkig, dis nou dag 4 of dag 5. Dis nie baie lekker nie, maar mens moet iets, jy weet, of iets doen om jou spiere te laat werk. So, wat ek gaan doen is, ek gaan 'n klein bietjie pre-workout aanmaak, so 3/4 van 'n scoop. Dan gaan ek so by my sussie se plek, dan gaan ek bietjie met haar goedjies oefen. Baie van die goed was myne wat ek het vir haar gegee het, want sy oefen van die huis af, so nou gaan ek bietjie meer dit oefen. Ek gaan, julle weet, 'n lekker pump kry. Ek gaan rug oefen, want gister toe oefen ek bietjie arms, en ek dink ek gaan chest dalk ook oefen, so hopelik kry ek 'n lekker pump, wat ek bedoel, dis die doel van oefen amper, julle weet, soos om 'n lekker flippin pump te kry. En ja, ek, eerlikwaar, ek is nie baie optimisties in terme van hoe erg ek rug kan oefen nie, want ek bedoel, ek het nie enige masjiene nie, en ek kan ook regtig hier pull-ups doen nie, so ek gaan met rou, tot ek moeg is. Nou waar is hierso? So die pre-workout, honestly, sover, baie goed. Die reuk is nie baie lekker nie, maar smaak is beter as die Atomic Apple, en overall, beautiful pre. As julle enige kas en programme soek, DM my op Instagram. Anyway, die pre-workout moet begin werk en inskop, en dan begin ons oefen. Maar mense, so hierdie is min of meer wat ek nou gaan gebruik. Hierdie is 'n 13 kg dumbbell en dan 2 6 kg dumbbells. Hoeveel is? Kom. Nou, ek kan altyd voor in die erf gaan oefen, maar dit gaan nie nou ideaal wees, want baie van die mense gaan nou, jy weet, daar besig wees, en dan gaan dit geraas maak, maar anyway. My huidige plan is om soos 5 sets single arm dumbbell rows te doen met die, dan gewone, jy weet, so rows te doen, en dan rear delt flies. So, dis die huidige plan, so kom ons begin maar daarmee. Ag, hallo. Ok, ek moet sê, ek sien die grootste fan van die nie, maar ek bedoel, ek moet nog steeds doen wat ek kan. Alright, so die pump is redelik goed, soos oor die algemeen nou. Ek gaan nog so 2 sets push-ups doen, dink ek, voor ek nou aangaan met, jy weet, die posing gedeelte van hierdie oefensessie. My rug voel gepump, hy's voel fine actually. Beter as wat ek gedink het, so dis goed. Ek gaan nog so 2 sets push-ups doen, en dan sit ek met dit. Ek kan nie nog veel doen nie. Ek het gister 'n bietjie arms gedoen, so ja, hopelik is die gyms maandag ook, want dan sal ek weer 'n YouTube video maak. So hopelik, maar kom ons nou gou die push-ups en dan pause ons. Ok, ek het nou nie my mikrofoon op nie, want hy is bietjie pap en ons gaan nou dorp toe. So die rest in die YouTube video gaan nou wees sonder my mikrofoon. Ekskuus, ek sal daai issue probeer uitsorteer dat ek of 'n ander een kry met 'n langer batterylewe, of net met my clips beter uit kan spaseer dat ek kan laai tussenin. Maar anyway, pump was goed. Fisiek is nog steeds redelik goed. Ek sien veel op na Kersfees nie, ek het nie veel geëet nie. Ek het een groot ete geëet op Kersdag en nie veel anders nie. Ek is bietjie bloated van al die sout en die goeters. Maar dis omtrent dit. Ek word algemeen nog steeds lean, nog steeds goed. Het gister cardio gedoen, gaan later weer cardio doen. Overall, goeie rebound. Ek gaan nie oor nuwejaars regtig
jy weet, van my dieet afgaan weer of iets nie. So ja, ek sien uit om nog leaner te word, maar ja, kom ons gaan dorp toe. Ok, ons is in die dorp, ons is al klaar by soos 2 of 3 plekke. Ons gaan nou skriffietjies gaan kry by Okono-Bult en dan gaan ons mall toe. Dit is meer soos 'n shopping center eerder as 'n mall, maar anyway, dan gaan ons so toe 'n paar goedjies kry daar. Dan moet ek by Mr. Price aangaan en ja. So ek het die skriffietjies gekry, dat daarmee te duur, hè. En nou gaan ons mall toe. Ek het ook hierdie, jy weet, energiedrankjie gekry. Ek dink ek gaan hom nou wel drink nie. Ek dink hy is soos 100 kalorieë, so nie te bad nie. Ek is soos op my diet soort van, want ek het nie veel gewig opgetel die afgelope 2 dae nie, wat nice is. So ek bedoel oor die algemeen gate. Oor die algemeen redelik fyn. Ek weet nie of ek iets gaan kry by Mr. Price. Ek eintlik het gaan kyk, want ek het 'n giftkaart gekry. So ek moet kyk of is daar nog iets wat op special is wat ek dalk wil hê, soos die iets ek het die gister gekry by 'n ander Mr. Price in die dorp wat nice is. So ons kyk meer maar. Ok, verskoning. Jy het nie veel rekord in die fisiese dorp self nie. Dit was nou net ongelukkig bietjie besig en ek was nie lus vir dit nie want baie mense daarso en ons het eers by Jewelmatic want my sussie moes haar verloofde se horlosie laat regmaak en dit is bietjie weird, want 'n baie klein winkel, so as jy regtig daar rekords baie weird. En toe by Mr. Price bitter besig. So ek sien skaam om te praat in publiek met soos met myself, jy weet, met die foon nie, maar nie daar nie, dis te besig. So eerstens, dankie vir my sussie, nuwe beursie gekry, baie cool. Nou, ek het die volgende gekry. Wel, gekoop met 'n voucher. Kouse, want almal kort altyd kouse. Dan, wag, kom ek sit neer en wys ek julle. Dit is hierdie Collective Society hemp. Hy was ook op special. Hy was, let's see, R70. So ja. Ore mense, so ek is nou by die huis, ek is besig om kos te maak. Ek het sover vandag nie veel geëet nie, wat alright is, want dan stel ek die meerderheid van my kos wat ek kan eet, tot later in die dag, so dan vanaand gaan ek nie regtig honger wees nie. Nou ek is besig om eiers te bak. Alright, so ek dink, hier is dit. Ek gaan dit nou net vanaand opdeel en inskep, en dan kan ons eet. Wel, dan kan ek eet. Alright nou, hier is die eier, dit is bitter crispy, en ek het te veel aromat opgegooi. Ek is baie lief vir aromat, maar selfs ek sê, hier is bietjie te veel aromat op. Nou, dit is oké. Die huidige plan van aksie, nou, is om, nadat ek geëet het, jy weet, water te drink, jy weet, bietjie rustig te wees, dan gaan ek en JJ bietjie gaan stap. Sover het ek nog net 5200 steps in, en gister en eergister was nie veel beter nie, ek kan dit vir julle sê. Alright, ek stap nou op die oomblik na JJ hulle toe, want hy en sy ander neefie gaan nou saam met my bietjie stap, julle weet, steps en kry. Drink nou hierdie energiedrankie, dis 'n Switch energy drink, granadilla en gooseberry flavor, ons geen suiker in nie. Nie my gunsteling nie, ek gaan eerlik wees. Hier is hoe hy nou lyk. Hy is nie baie lekker nie, in my opinie, ander mense hou van hom, ek hou glad nie van hom nie, maar my ouers het nog my gekoop, ek gaan nie kla nie. So, ek drink hom nou maar, en dan stap ek nou. Ek gaan try vir soos 15.000 steps vandag, en dan soos 'n uur se cardio later, en dan voor ek die video edit, obviously, en ja, dan wil ek die hele paar video's nog edit, so dis die doel, en ja, ek weet nie presies in wat vir rigting ons gaan stap nie, maar ons sal sien. Jy dink so. Ja, as ek so reg het eers op tot reg het oor die vliegtuig, daar's nie. Lyk of ons nêrens loop nie, né? So, bo 11. Ok, so ek is nou op pad huis toe. Redelik ver gestap, ek gaan sê. As ek by die huis kom te kos maak en alles, ek dink dit gaan nou amper reën. So dis kom ek nou huis stap, JJ is weer ander rigting in. En ja, ek maak klaar met omtrent 15.000 steps, dink ek. Ja, 16.000. Overal bly daaroor. Alright, so ek is nou besig met cardio, het klaar geëet en alles basies gedoen vir die dag. Ek sou nie nou weer rekord het nie, maar ek dink daar kort nog bietjie meer, jy weet, lewe vir hierdie YouTube video. Nou anyway, hier is die huidige plan vir die volgende ruk. Ek gaan nog steeds aanhou kat, ek gaan
nie meer so aggressief kat nie. Ek gaan vir soos nog so 'n paar dae aggressief kat net om net bietjie water weight weer te verloor na die bietjie meer eet die afgelope paar dae en dan gaan ek weer net stadiger kat. Ek is redelik bly met hoe lean ek al is. Ek wil nog leaner word en dis die plan. Ek gaan nog steeds weer probeer elke soos 2 tot 3 dae 'n YouTube video post, hopelik. En in die afgelope paar dae toe post ek ook nou nie so baie op Instagram en so nie. Wat nou nie ideaal is nie, maar ek bedoel ek try nog steeds, 5 keer 'n dag post op die meeste dae en ek het hierdie maand veral dit baie goed reg gekry. En oor algemeen doen my video's nog goed, so ek is baie bly daaroor. Maar ja, ek hopelik, ek gaan maandag 'n YouTube video maak, soos ek gesê het, as die gym oop is. So ons sal dit moet sien. Ek gaan dan ook maar moet kyk hoe ek moet oefen vir die volgende ruk, want in hierdie tyd van die jaar is die gyms almal omtrent toe en is nie baie lekker nie, so hoop maar vir die beste. En nog 'n ding waar ek vandag wil praat. Baie van julle wat my volg op Instagram sal weet dat ek aan so 'n kompetisie probeer deelneem, smaakmaker van die jaar. Nou, dis basies influencer, dis 'n smaakmaker in Afrikaans, of dis smaakmaker in Engels, ja, influencer. Nou, Netwerk 24 het hierdie kompetisie waar hulle basies die beste Afrikaanse influencers, pryse voorgee in elke kategorie. En ek wil bitter graag aan 'n kompetisie kan deelneem en die moet genomineer word vir dit. Nou, ek sal so screenshots opsit van so ek het nou verduidelik. Nou, wat jy doen is, jy tik in Smaakmaker 2026, dan klik jy op die eerste link wat opop en dan klik jy, ek dink ek soos nomineer iemand of klik hierso vir om iemand te nomineer, dan sê jy @Tinus_07, want ek wil bitter graag vir my Instagram page, probeer deelneem, want jy kan net soos of Instagram of YouTube of TikTok, en ek voel ek beeld myself so ver die beste uit op YouTube, in plaas van, op Instagram in plaas van op YouTube, want ek probeer nog my video's beter op YouTube. Nou, ek wil bitter graag aan die kompetisie deelneem en ek vra mooi, as jy die tyd het en as jy natuurlik wil, dat jy my net sal nomineer en my daardeur probeer ondersteun, want dit kan baie beteken, dit kan baie deure oopmaak vir my en dit kan maak dat ek my page op so 'n manier groei en dit kan baie goed wees, en dan kan ek meer video's maak en meer saam met groter creators video's maak wat baie goed sal wees. So as jy die tyd het, vra ek maar dat jy my daardeur sal help. Dit sal verskriklik waardeer word. Maar as jy nie kan nie, dis okay. Van julle het my al klaar genomineer en ek is baie dankbaar vir julle almal. En ek dink dit maak die 6de Januarie toe. So ek dink ek sal dalk weer soos 'n shorter video maak daaroor in die volgende paar dae en post op Instagram, maar ek sal net sien. En ja, en soos baie van julle weet, ek probeer nog steeds met Nutritech werk, soos ek in die begin van hierdie video gesê het. Ek werk met Hazard Company, waar ek baie bly is, ek like genuinely hulle hemde, en ek het met die eienaar gepraat, ons gaan probably middel volgende jaar se kant, meer as net hemde uitbring, so stay tuned vir dit gaan cool wees. En ander maatskappye het al, wel ander kleiner besighede het al uitgereik na my toe. Ek het nie hulle goed aanvaar nie, so ons kyk maar hoe dinge nog verloop in terme van werk so met groter plekke en jy weet dalk hierdie kan doen as 'n werk. Ek weet nie, ek is eerlik met julle almal as ek dit sê. Ek weet nie hoe dinge gaan verloop nie. Probeer my beste, bid maar en ons gaan maar aan. Want soos julle weet, hierdie is my droom, hierdie is wat ek try doen en dis kom ek het nog steeds gaan doen. En ja, ek ramble nou maar net eintlik. Ek moet sê ek het al meer gegroei op sosiale media as wat ek gedink het ek sal, en ek is genuinely baie geseënd en baie dankbaar vir julle almal, want ek bedoel 1000 op YouTube, flippin is baie. Dit is verskriklik baie op YouTube, en ek het, soos ek dink ek is amper by 9400 op TikTok, en my TikTok page is nie die beste nie, ekskuus daaroor, en ek is nou op 10400 op Instagram, wat wonderlik is, genuinely super dankie vir dit. My doelwit is om te stoot en so groot as moontlik te word, meer mense te wys hoe om te oefen en oefen lekker te maak, want baie mense maak dit meer serieus as wat dit moet wees, want ja, ek is serieus oor my eet en my oefen, maar vir die meerderheid van julle probeer nie bodybuilding, julle probeer gewig verloor, gewig optel net, sterker word, sulke tipe goed, so ek probeer net vir meer mense wys dat dit nie so serieus ding is nie. Ek, natuurlijk, soos, dit is goed as jy serieus wil wees daaroor, natuurlijk, maar vir die meerderheid mense ongelukkig is dit nie volhoubaar nie. As jy 'n baie groot werk het en vat baie ure in jou dag, gaan jy nie elke dag, kan meal prep en flippin gaan oefen en alles nie. So, jy moet 'n goeie balans kan vind en
baie mense, hoe kan ek sê, kry 'n goeie balans, al is hulle nie super, soos, hoe kan ek sê, intens op die manier hoe hulle kyk na hulle oefen soos wat ek doen nie. Hulle het nie hierdie doelwitte nie, hulle wil net gesond wees en dit is 100% fine. Ek, aan die ander kant, ek wys vir julle hoe ek nog steeds intens is oor my oefen, hoe ek so consistent as moontlik probeer wees, soos vandag toe ek nou in die gym toe kon gaan nie, en hoe ek nog steeds consistent op my dieet probeer wees. Nou, is nie altyd moontlik nie, finansies maak dit nie altyd, weet, moontlik nie, en is okay, die idee is om te probeer, maar ek verstaan ook ander mense kan nie altyd nie, en dis verstaanbaar, dis hulle lewens. Maar ja, die punt is basies net, nie almal probeer 'n bodybuilder wees nie, en ek probeer net vir ander mense wys, dis okay as jy nie een wil wees nie. Want ek kan nie vir jou sê, hoorie, hou nou op oefen, of iets, net omdat jy nie, weet, super jacked wil word nie, jy verstaan. Maar, ja, dis my 2 cents van dit, dis hoekom ek hierdie sosiale media ding so erg probeer opvat, want ek voel, dis my ding wat ek moet doen, op hierdie aarde. Dit klink cliché, dit klink cringy, maar ek bedoel, op die einde van die dag, dis waarvoor ek lief is, dis wat ek al jarelang probeer doen, en ek is nou geseënd genoeg om dit op 'n groter platform al te kan doen, en dan klaar met 'n maatskappy wat dieselfde waardes as ek het te werk, wat bitter goed is en waar ek baie bly is, en ja, al wat ek nou wil doen, is net groei, en nog mense probeer help, en ek weet nie, wat se pad die Here my, jy weet, hierop gaan sit nie, maar so vir die beste, en ek hoop julle almal het 'n geseënde tyd, 'n lekker naweek, dis nog steeds naweek as ek die ding gaan post, so ja, lekker dag verder, hoop julle almal, jy weet, word jacked, en ja, geniet julle nuwe jaar, en sien julle weer binnekort. Totsiens.